Welkom by hierdie week se Kaap vol Hoop en ons is hier in die pragtige Stellenbosch waar die bekende kunstenaar Elvis Blue weggespring het op 'n solo fietstoer. Dis al die pad van Stellenbosch tot in Windhoek. Dit is om namens die Atterbury Trust geld in te samel om behoeftige kinders te help. Ons met Elvis Blue gesels net voor sy wegspring in Stellenbosch en Zaan Hume, die uitvoerende trustee van die Atterbury Trust, het ook saamgesels oor onder andere lewenservarings en die mooie Kaap. Radio Tygerberg 104 FM is een van die mediaborge van Elvis Blue se fietsry en inhoudsbestuurder Rikus van Rooi vertel meer van Radio Tygerberg en wat die stasie alles in die gemeenskap doen. Maar eerstens gesels ons met Elvis Blue. Jy weet om 'n liedjie te sing, maar lyk my jy weet hoe om fiets te ry ook. Ek weet 'n groot ding met ek weet nie wat baie vinnig is nie, maar ek kan ver gaan. Okay, absoluut Ja, so. Jy het ver. endurance, jy het Ja, endurance. hoop so. Absoluut, dis 'n voorreg om mense te help, en dit is jou hart. Atterbury Trust, miskien vat ons so 'n treukie terug. Eerstens, wat doen jy? Waartoe gaan jy en tot waar ry jy? Miskien eerstens. Ek het so 'n jaar terug het ek hierdie projek begin. Die projek se naam is Elvis ry vir skoolgeld. Ja. En laas jaar het ek hier in Suid-Afrika gery vanaf George na Nelspruit toe. En die idee is eintlik maar eenvoudig. Ek's mal oor fietsry. En ek het 'n groot passie vir die werk wat die trust doen wat met kinders is hier in Suid-Afrika en in Namibië. Hulle help kinders met hulle skoolfondse en basiese behoeftes soos kos en klere en sulke goed. En ek dink toe 'n goeie manier om die twee bymekaar te bring sal wees om fiets te ry, net om 'n bietjie aandag te trek, doen iets mals en dan kan mense vir mense sê, "Hey, kom ons maak saam 'n verskil. Hierso is 'n nood. Die Atterbury Trust help met daai nood en ek sal fiets ry en mense borg dan geld en al die geld wat ingesamel word gaan dan na die trust toe en die trust behartig daai fondse en maak seker dit kom op die regte plek." Ja, al die pad Namibië toe. Dit is 'n mooi pad, maar dis 'n ver pad. Ja, Jy breek hom daar maar op. Ek weet eers vers 1 is tot 'n pakketpad. Ja, hierdie jaar is nou eintlik baie spesiaal want ek het baie vriende in Namibië en ek is verskriklik lief vir Namibië. En ek dink toe hierdie jaar maar kom ek ry van Stellenbosch af Windhoek toe. So ek ry hom in sulke stukkies, ek ry so 13 dae en ek kom dan op die ou end daar by die Grove Mall aan in Windhoek. So kom ons kyk of ek dit maak. Wat lekker is van hierdie ding is elke dag die roete is beskikbaar op die Atterbury Trust se webtuiste en elke dag se blokkie is daar beskikbaar en ouens kan daarso join stukkie vir stukkie. So gee vir jouself van tyd om ook bietjie te sit en met die mense waar jy is Absoluut. soos jy te interact. Absoluut. Ek het dit nie heeltemal so beplan nie, maar is blomme tyd ook nou. Ja, so, wat mooi is dit dit. gaan verskriklik mooi wees. En ag, dit is seker maar een van my gunsteling goed. Buiten vir die feit dat ons lekker baie geld kan insamel vir die trust en 'n verskil kan maak saam. Jy weet, is die mense langs die pad wat ek ontmoet, die ouens wat saam met my ry en al die mooi dorpies langs die pad, maak dit baie spesiaal. Ja, net vir daai detail, ons het ook op die platform sit, Elvis, waarna toe kan hulle uitreik? Is dit best om op die webtuiste te gaan vir mense Yes. wat luister en sê dit is 'n goeie doel en word Ja. betrokke raak. Wil help. Ja, ek dink die heel beste is gaan na die Atterbury Trust se webtuiste toe. En jy kan daar 'n bietjie gaan sien wat se werk hierdie ouens doen. Dis regtig ongelooflik. Of dit nou die duisende kinders is wat hulle kos gee elke dag. Man, iets wat my verskriklik aangeraak het is dan hulle gee onderklere vir kinders. Jy kan nie dink daar's kinders in hierdie wêreld wat nie onderklere het nie. En so hulle doen verskriklik goeie werk. Gaan kyk bietjie na die Atterbury Trust se webtuiste. Jy kan sommer net daar search maar vir Elvis ry vir skoolgeld. Dan gaan jy my gevreed daar sien. En dan daar's ons 'n skakel waar jy betrokke kan raak en ek nooi jou om betrokke te raak. Soos ek sê, al die geld vir hierdie ding, elke sent daarvan gaan na die regte plek toe. Ja. So jy gaan nie geld gee vir my wat fietsry nie, jy gee geld vir die kinders wat nice is. Absoluut. En miskien 'n liedjie wat so kan ontwikkel so op die pad, want ek weet daar soos liedjies, baie liedjies met fietsse, weet jy, leen jy my fiets sonder 'n slot en al die goed. Maar jy is mos lief vir liedjies skryf. Dink jy nie dis 'n goeie tyd om so jou gedagtes te laat gaan nie? Dan moet 'n Ja, liedjie nee, of daar drie. kom altyd 'n liedjie uit na so iets. Ja, absoluut. 'n Bietjie Namibië inwerk. Miskien gaan nou die liedjie hierdie jaar gaan oor die pyn wat ek het, maar okay, kom ons kyk hoe dit gaan. So laastens, so 'n boodskap vir die Namibiërs. Jy is baie lief vir Namibië. Jy's al baie daar gewees, jy het baie goeie vriende daar. Jy ken alle dele van Namibië, ken Windhoek, jy ken die kus baie goed. Dis spesiaal om vriende te hê oral op die aarde, nê. En dit doen 'n mens goed. Man, Namibië is 'n plek baie na my hart. Ek dink eintlik maar buiten vir die absolute skoonheid van die land en die groot oop spasies en die groot blou lug. Ek dink die mense in Namibië is baie spesiaal en hulle het soul en hulle is lekker. En dis lekker om te kuier saam met Namibiërs en by hulle te wees. So ek is baie lief vir die plek. Ja, absoluut. Baie sterkte vir jou. Ons we tip our hats, ons tip Dankie. ons vir wat jy doen
bly gesond, Ja. hou links. Ja, ek beloof. Ek sal nie in die middel van die pad ry soos baie anders nie. Hulle irriteer my op. Okay. Die geelstreep is 'n bietjie Ja, nouer ek daar ry in heel aan die Namibia. kant van die pad. Ek is heel aan die kant. Ja. Het jy mense rondom jou? Ek het dan 'n kar wat saam met my ry. Okay, so hy beskerm jou. Hy agter. beskerm my Ja, bietjie. dis sal goed wees. Ja. Okay, nee, dis reg. Nee. Lekker. So ek sê die geelstreep is bietjie kleiner in Namibië as in Suid-Afrika, maar ons praat weer met jou soos jy opgaan en baie Dankie. sterkte. Baie dankie. Welkom terug by Kaapvol Hoop waar ons fietsry gesels met Elvis Blue se solo fietstrap al die pad van Stellenbosch na Windhoek. Atterbury Trust is die begunstigde vir die fietstrap en doen uitstekende werk in die gemeenskap. Uitvoerende trustee, Zaan Hume, gesels saam. Ek dink ons almal se harte is vol toe ons nou vir Elvis hier sien uitry met die klomp fietsryers saam met hom vanoggend. Ja, dit is 'n goeie doel en hy's ons gaan nou by hom ook uitkom want hy's dan 'n kwaliteit mens om dit te doen. Eerstens, wat Atterbury ook doen, dit is soos hulle Engels sê, we tip our hats. Miskien vir ons so 'n idee gee. Julle is betrokke by klomp dinge, maar julle het 'n hart vir die kinders en jong mense onder andere en dit is waar Elvis ook inpas. Ja, vir 27 jaar al gee ons het klein begin met beurse, net studiebeurse vir behoeftige Afrikaanse kinders spesifiek en ek moet sê ons staan nou by amper 1000 beurse wat ons gegee het oor die afgelope 27 jaar en uit dit het daar 'n hele klomp ander projekte gekring, terugploeg wat ons landbouprodukte gee en Staatwel pap wat ons vir die kinders gee teen groeibelemmering en dan spesifiek opvoeding en kultuur. Ja. En al hierdie dinge kom eintlik bymekaar nou met Elvis ry vir skoolgeld. Ja, dit is lekker en ek weet ek was al by die Atterbury Theater daar in Pretoria. Dis lekker. Ja, ons is baie trots op ons teater. Ja. Ja, nee, ons is baie trots op ons teater en ek dink dis ook ons verbintenis met Elvis. Daar baie opgetree. Hy is een van ons mees gewilde kunstenaars daar en dan net die ander kant by Jean Engelbreg se mooie Rust en Vrede. Hou ons elke jaar versnit konsert en Elvis is eintlik 'n standaard kunstenaar en dis eintlik dink ek waar hierdie verbintenis eintlik vasgesement is met Elvis en dan ook die verbintenis met Namibië. Dat hy nou soontoe ry. Dit maak dit uniek want ek weet hy het ook baie hy en John deel ook baie vriende in Namibië en was ook al baie daar en dit is 'n spesiale plek. Dit wys so net weer vriendskappe en vir mekaar om daar te wees vir mekaar. Jy kan dit alleen doen nie. Ja, ek dink dit is een van die groot suksesstories. Ons glo in die krag van vennootskappe en ek dink ons het soveel en baie daarvan het op Jean se grasperk daar by Rust en Vrede en baie Namibiërs kom soontoe waar ons altyd so bly is en die Namibiërs het ons groot harte. Ja. So dis daai geloofwaardigheid en daai vertroue in mekaar en dat jy as jy met die regte dinge besig is, kry jy mense wat jou ondersteun daarin. Ja, absoluut. En net as mens so op Elvis nou ook fokus, so ver pad om te ry, hy breek dit daarom op. Maar dit is mens het iemand nodig om te sê ek doen ietsie ekstra buite my besige lewe, buite my besige. Ek gee die 2 weke vir die jong mense en dis nie almal wat dit reg kry nie, mense, almal wat ook daai kommitment maak nie. Ja, nee, ek bewonder vir Elvis. Ek bedoel elke keer as ons nou hierdie week was ons bevoorreg om 2 van sy konserte te sien en daar's net soveel goedheid wat uit hom uitstraal en ek dink dit is hoekom hy so gewild is. Mense voel dit aan. Hy's van regtig as ek dink ons moet God se oë en ore en hande voete op die aarde wees op sy sagte, gemaklike, vrolike manier is hy dit en ek bewonder hom in sy besige skedule met al sy ander dinge, soos jy sê, haal hy 2 weke uit sy jaar uit en ry vir die kinders. Ja, nee, absoluut. Ja, dis ongelooflik. Wel gedaan vir Atterbury en wat julle doen. Miskien volgende jaar dan moet ek en jy albei so 'n bietjie oefen, dan kan ons 'n bietjie 'n entjie saam kan ry. Ja nee, Jessie, ek was jaloers toe ek daai Bianchi fiets sien. Ek het se muur op hom gespring. Hy het my geïnspireer dat ons volgende jaar ook 'n ent ry. Ons sal kyk maar nie te veel berge nie, meer op die plat Ja, seker. Ons kan ten minste dan van Stellenbosch tot Piketberg ten minste ry. Ja, maar dan of by Namakwa-land waar die blomme is. Ja, nee, Elvis kom ons al daai pad so deur ry. Hy gaan nou op die mooiste tyd ooit. So hy gaan so een oranje strook sien, ja, en mag dit hom inspireer. Ja. Inspireer. Zaan Kaapvol Hoop is 'n program en die woord hoop is 'n groot woord, maar jy sien dit in aksie en wat julle doen.
hoop is 'n groot komponent waarmee jy besig is. Ja, ek dink as mens vir mense kan hoop gee, ek bedoel hoop word vergestaal eintlik in geleenthede en ek dink dis wat ons graag sê, geleenthede om te studeer, geleenthede om menswaardigheid te kry deur landbouprodukte, geleenthede om 'n werk te kan kry. En ek dink dit is ons droom. Ons sê by Atterbury Trust ons gee om, maar ek dink die ons gee om word dit en hoop is eintlik dieselfde. En ek dink in ons land is daar hoop so nodig. Ja. En ek dink iets soos hierdie wat Elvis doen, dit skep hoop by mense. Dit skep hoop dat mense ook kan dink, maar wat kan ek doen? Weet, wat kan ek doen om 'n verskil te maak? En ek dink as elke mens in ons land net iets doen oor iets waar jy sterk voel, skep dit hoop in iemand anders se lewe. Ja. En mense wat 'n platform het, en mens kan maar seker sê dis bekende mense. Maar dit is ook kragvol as dit bekende mense is wat 'n platform het wat 'n goeie hart het. En dit is wat mense in Elvis Blue ook sien wat hy doen. Ja, ek dink met hom en dit is so die mens wat hy is. Ek bedoel, hy straal eintlik hoop en positiwiteit uit. En ek dink dis waarop ons moet fokus. En om meer sulke mense te mobiliseer en bymekaar te kry en ek dink ook om die impak wat dit by kinders het en dit skep hoop by kinders dat daar iemand soos hy is wat bereid is om vir hulle te ry vir skoolgeld en dit skep hoop dat daar 'n toekoms vorentoe is. Ook as mens kyk die omgewing rondom ons aan, agterstap die mense, is 'n lekker vroeë oggend in Stellenbosch, dis mooi. Kaap vol hoop, maar as mens kyk na die Kaap en wildernis waar jy ook is en die mooi rondom jou, dit doen hom iets aan 'n mens net. Ons is dan geseën in Suid-Afrika in die mooiste land. En dit gee mens hoop op 'n manier ook. Ja, dit is en ek glo ook, ek bedoel die natuur is 'n manier hoe God homself aan ons openbaar en ek moet sê die Kaap in die winter met hierdie groen en die mooi, jy kan nie anders as om hoopvol te wees en te weet ons is op 'n goeie plek nie. Ja. Ons is terug by Kaap vol Hoop en Zaan Hume van die Atterbury Trust gesels verder saam en ons gesels oor gunsteling plekke in die Kaap om te besoek. 'n Gunsteling plekke vir jou Stellenbosch, as dis seker 'n onregverdige vraag, maar as mens praat van Kaap vol Hoop en wat die Kaap bied, as jy lief van die natuur vir die berge gaan stap jy, gaan jy Tafelberg toe, wyn, dis natuurlik wynkelders, 'n hoop van hulle. So wat is jou gunstelinge? Sjoe, dis moeilik om te kies. Ek is mal oor die see, so ek het hierdie jaar 'n Robben Island swem gedoen. Ons het dit ook gedoen vir 'n liefdadigheidsprojek. So die natuur in die Kaap is vir my wonderlik. Swem, stap in die berg, wynlande, nee, dit is alles is so bo. Ek moet jou vra oor daai swem, het jy self geswem? Ek het self geswem, ja. Is dit van Blouberg af na? Van Blouberg af, dis eintlik van Robben Island af Blouberg toe. Ja, dis al die tweede keer dat ek dit gedoen het en die see is vir my so my gelukkige plek, want jy swem en dan sien jy Tafelberg, so elke asemteug wat jy na jou regterkant toe vat en onder sien jy net hierdie diep blou see. Ja. So dit is dis 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. En net rondom dit, dis natuurlik moet jy lank voorberei, maar hoe lank vat dit jou en dis omtrent 6-7 km? Ja, dis so 7,5 kilos. Ek het hierdie jaar 2,5 ure geswem, maar ons het eintlik ideale toestande gehad. Dit was Maart maand gewees. Ek dink die water was so 14-15 grade. Maar dit net lieflik. Maar mens moet nogal ons het nogal so intensiewe oefenprogram, so 12 weke program wat jy voorberei om daarvoor te oefen, maar dit was wonderlik. Ja, natuurlik nou mense rondom julle, is die water dan koud genoeg dat daar nie onnodige wit haie daar rond swem nie, of dis daarom gelukkig die kant wat dis die Indiese Oseaan kant, is kouer. Ek glo hulle is daar meer daar in Valsbaai by die Atlantiese Baai. Ag, en daar's 'n boot wat langs jou ry, jy weet, vaar nou
so 2, 3 swemmers met 'n boot. So ek glo ek dink glad nie aan die haie nie. Ja, absoluut. Nee, maar wel gedaan daarmee. Ek kan dink as 'n mens daar so by die branders as jy begin uitloop daar by Blouwerstrand. Dit is seker die lekkerste. Dis seker soos die Comrades as jy oor daai wendpad gaan. As jy oor jy's die lekkerste gevoel en ek weet die eerste keer toe ek dit gedoen het, het my bene amper so meegegee, maar hierdie jaar het ek so gevoel nee, ek kan uit hierdie branders uit, maar jy voel regtig bietjie soos daai wat's daai Man from Atlantis of een van daai nee, jy voel nogal sjoe. Het ek iets gedoen vandag. Nee, maar dis uniek en wel gedaan. So ek sal onthou as ek weer daar gaan stap by die strand. Maar ons het oor baie goed gepraat. So praat oor meer fietsry, oor meer swem en die Kaap meer benut. Maar dankie vir jou tyd en lekker en geniet die wildernis. Baie dankie. Dis 'n mooi deel. Daar raak ek altyd weer rustig. Daar stap ek net langs die see. Ja, dis die mooiste area, maar dankie vir jou tyd. Baie dankie, Arie, dankie. Ja, dankie Saan. Die wildernis is beslis een van die tuinroetes se mooiste areas en ook lekker om jou hart vir die gemeenskap te hoor. Ons sal selfs ook met Rikus van Rooi van Radio Tygerberg. Die stasie kan reg oor die Wes-Kaap gehoor word en Rikus vertel meer van die inspirerende radiostasie. Rikus, dankie vir jou tyd. Radio Tygerberg is al 'n bekende radiostasie vir 'n baie lang tyd in die Skiereiland. Afrikaans is 'n groot komponent, nee, Afrikaans 100 nou, hoe vaar julle dit ook? Dit is Afrikaans is 'n belangrike taal. Dit is 'n belangrike taal en die taal waarna ons uitsaai natuurlik, soos jy sê. Radio Tygerberg al vir 32 jaar aan die gang en 'n geweldige impak wat dit het in die gemeenskap en ons kan ons gemeenskap bedien met Afrikaans en wat 'n voorreg om deel te wees van geskiedenis en op verskeie maniere op lig ook erkenning te gee aan die taal, die ontwikkeling van die taal en ook hoe die taal oor die tyd 'n bietjie begin verander het en 'n bietjie meer toeganklik geraak het vir baie meer luisteraars. Ons is opgewonde daaroor. Ja, en die Kaap het 'n verskeidenheid van kulture natuurlik. Ja. Die lekkerte van die Kaap is dat hy praat hy's lief vir Afrikaans. Ja. En hy praat Afrikaans, jy saai uit in Afrikaans en jy kan jy uitdruk ook in Afrikaans. Jy weet daar sê goed soos mense droom in Afrikaans, jy bid in Afrikaans en dis relevant. Korrek. Maar dis die taal wat die mense ook met hulle terugkommunikeer natuurlik. Net so, maar ook soos jy nou aangeraak het, die verskillende dialekte wat jy in die Kaap het. So ons het waarskynlik 'n bietjie meer gemakliker geraak om meer ook 'n bietjie van 'n Kaapse Afrikaans te begin praat op lig selfs. Wat 'n bietjie meer toegankliker is, wat dit lekker maak, wat die taal is losligtig, dit is beweegbaar, dit maak 'n impak. En soos jy sê, dis 'n hartstaal, want dis die taal waarna ons bid, dit is die taal wat jy gesprek het met die Here en dit is wat dit lekker kan maak. En wat 'n voorreg om dit in Afrikaans nog steeds te kan doen, hoeveel jare later. En ons weet eintlik Afrikaans bestaan al baie langer as 100 jaar. Dis maar 100 jaar nou 'n amptelik offisiële erkende taal en hoe die taal ontwikkel. Ek dink dis wat 'n taal lewendig hou om te vernuwe te ontwikkel en hoe ook media en radio kyk daarna om dit relevant te hou vir die gemeenskap wat jy bedien. Ja. En ook musiek, want daar's 'n klomp Afrikaanse musiek en ek weet op die stasie speel mense Engels en Afrikaanse musiek. Dit is op die oor van al die luisteraars, maar dit is lekker om te sien dat daar ook groei is eintlik in die Afrikaanse musiek en die Afrikaanse uitvoerende kuns amper. Ja, en ons genre verseker ook en verskillende variasies daarvan of wat mens genre is. So jy kry mos nou jou kletsruim of dan jou rap musiek wat jy kry. En jy kry nou ook selfs gospel kletsruim musiek. Hoe taal ontwikkel of verander is vir om sê nou maar gedigte en psalms in Afrikaans te doen, maar hulle noem dit soos maar Afrikaaps, wat dit baie meer het gee lekker geur man, dit maak die taal opwindend, is lekker om te praat, dit klink goed op die oor. Dalk vir ons 'n bietjie voel jy 'n bietjie dit is dalk te modern, maar dit resoneer met mense wat die taal so praat en luisteraars wat die taal so praat en mense skep daaraan, soos jy nou neem die musiek daarop, hulle skryf daarin, skryf gedigte daaroor en hulle praat ook lekker gemaklik. En ek dink solank 'n taal gepraat word, is dit op 'n gesonde plek. En mense hoef nie altyd dit puristies te doen nie. Daar's 'n tyd en 'n plek daarvoor ook natuurlik, maar solank mense kan kommunikeer en gesels in 'n taal wat ons almal verstaan, is dit goed. Ons is terug by Kaap vir Hoop en hoor wat Radio Tygerberg alles in die Kaapse gemeenskap doen via die radiogolwe en gemeenskapsprojekte.
Rikus van Rooi gesels verder saam en hy vertel dat baie van die stasie se omroepers ook bekende musiekkunstenaars is. So dit is dis kunstenaars wat gewoond is om uit te druk in musiek. Ja. Alles baie keer baie goeie omroepers ook nie. Nee, verseker. Hulle verstaan die medium. Ja, en hulle resoneer lekker met 'n mark wat nie tradisioneel noodwendig Radio Tygerberg luisteraar was nie, maar wat 'n nuwe mark ontgin vir ons as luisteraars en natuurlik en ook omdat hulle so dit nie die taal lekker praat. So en ek meen as jy wil diese musiek ken, dit is hip and happening, daar gebruik nou die Engels, maar dit is presies wat dit is. Dis relevant, dis anders, sit die taal neer op 'n moderne, vars manier, dat jong mense daarna wil luister. En ek dink as jong mense na 'n taal opgewonde is oor musiek of kuns wat gebeur, is dit goed, want ten minste gaan hulle betrokke raak. Hulle gaan deel wil wees, hulle gaan wil luister, hulle gaan wil praat, eerder as om met mense nie daarmee wil assosieer nie. Ja, absoluut. Betrokkenheid in die gemeenskap. Wat my lekker is om te sien by Tygerberg is dat daar's 'n betrokkenheid so in 'n kerk spesifiek of by 'n gebedssituasies, maar ook by sport selfs, by skole. Ek dink aan die interskole wat altyd so groot is in die Parel en mense kan jy kan lig en sout wees in daai situasie ook by Durbanville ook met die Durbanville Strandberg interskole. Ja. En dit is dit ook hoe julle dit ervaar dat was dinge wat gebeur, maar jy kan inskakel en jy kan hulle ook wel voorstel aan die koninkryk daar. Ja, en ek dink dit is om relevant te wees in 'n gemeenskap wat maar eintlik soekend is, soos ons weet, maar sonder om met 'n Bybel onder die hand te gaan en sê luister, dis reg, dis verkeerd. Wees leef die verskil, doen wat jy glo reg is om te doen en wees relevant en dan assosieer mense daarmee. En wees opreg, wees eerlik wie jy is. Moenie voorgee om iets te wees wat jy nie is nie. En dan kan jy baie meer mense bereik met die boodskap wat ons eintlik verkondig, en dis die verlossingskrag van Jesus Christus, maar op 'n baie relevante manier sonder om prekerig voor te kom. Want niemand van ons hou van 'n boring preek of 'n preek. Jy wil relevant wees, dit moet lekker wees, dit moet iets wees wat soms jou tog 'n bietjie aankla, want ons moet groei ook, maar sonder om heeltyd verdoemend te wees of net veroordelend. En dit is wat Tygerberg die platform gee om te kan doen, en daarvoor is baie dankbaar. En in gemeenskappe, in skole, het kan inbeweeg met 'n boodskap wat dit net sê, wat ons aan glo, maar lekker modern, relevant tot die jong mense selfs. En daarvoor het ons ook verskeie ander veldtogte aan die gang, behalwe van die interskole. So ons sien uit om daai projek ook besig om te groei. Maar op die einde van die dag weet ons as gelowiges en as Christene, dit wat jy wen is baie groter as net hierdie wat ons nou beleef. En ek glo regtig dat ons 'n baie sterk rol het om daar te vervul, maar ook om te sê, luister hierso, ten spyte van al die teleurstelling, want jy gaan 'n teleurstelling hê. Hoe hanteer jy dit? Wat moet jy doen? En hoe gaan jy weer opstaan daar, ten spyte van die val of die verloor? En dit is wat ons kan doen. Daar sit dan Rikus die programskap vol hoop. Hoop is 'n groot woord, maar 'n woord wat ook in 'n geestelike konteks natuurlik baie relevant is. Dit is 'n groot komponent as wat van Kaap vol hoop. Tygerberg het bepaalde hoop in die gemeenskap en besef hulle ook daai bedieningsroeping elke dag en ons mens dit kan toe kom en sê maar ons het 'n verantwoordelikheid. Seker, want ons lewe in 'n gemeenskap waar daar nie meer baie hoop is nie. Mense voel daar is nie meer hoop nie. Daar is soveel uitdagings in ons gemeenskap in die Kaapse vlakte waar ons baie luisteraars het. Ek meen die bende geweld is gety, vier hoogty en hoe as by radiostasies spreek jy in tot daai probleem. Hoe bied jy hoop? En ons besef dit elke dag. En ons bied regtig die hoop en ons weet dit is in die verlossingskrag van Jesus, maar op weer eens 'n relevante manier sonder om net 'n pleistertjie te plak. Want dit is maklik om in daai situasie te sê, luister, die Here gaan vir jou deurkom, die Here is lief vir jou. Dis nie wat daai persoon op die stadium ervaar nie. En hoe is ons relevant daarin in daai situasie? So die verantwoordelikheid besef ons elke liewe dag. En dit is heerlik om met 'n span te kan werk wat passievol is om daardie hoop uit te leef op 'n praktiese manier. Want ons het nie al die antwoorde nie. Ons antwoord is maar in die ewigheid, en dit wat ons glo. Ek ry die ander dag Rikus ry op die een luister Radio Tygerberg en hoor ek 'n getuienis van 'n gangster. 'n man wat in die oggend word uitgesaai, sy lewe waar hy in die tronk was. En hoe sy lewe dit omkeer gekom het. En ek dink as ek dit kon gehoor het op die radio of vir ek so ry na die stad toe op die N1, hoeveel mense, en dit weet mense nie. Jy weet in dele wat jy wie luister. Maar mens moet daai platform met jy so goed as moontlik sit. Absoluut, en ek dink dis wat ons besef. Jy weet nie regtig hoeveel mense jy bereik nie,
En die getuienis wat mens baie keer kry, is daardie een oomblik wat jy dink niemand noodwendig geluister het nie, maar tot een persoon gespreek het en gesê as jy nie daai oomblik, daai spesifieke tyd, spesifieke liedjie gehoor het wat gespeel het nie, dan het sy lewe anders uitgedraai. En of 'n getuienis gehoor het nie. En dan besef jy net, ons kan baie goed beplan, maar op die ouene is die groot beplan die Here en ons gee dit in sy hande en die regte persoon luister op die regte tyd. En wat 'n voorreg. En dat ons dit in Afrikaans kan doen natuurlik net soveel te lekkerder. Absoluut. Ek dink ons moet begin met Afrikaans. Mag dit nog 100 jaar wees en mag dit nog 100 jaar ook vir Radio Tygerberg die lig in die sout wees. Baie dankie, waardeer dit. Ja, dankie Rikus en Radio Tygerberg herinner ons antwoorde is in die ewigheid en dit wat ons in glo. En tot volgende week, groete uit die Kaap.